Goeiemôre, dit is weer 'n wonderlike voorreg om saam met julle te wees in hierdie oggend. Weer 'n geleentheid te bied om na die woord van die Here te gaan, 'n gedeelte daar te lees en dan dit te oordink en te besin wat die Here vir ons daarin wil sê. Mag hy jou seën in hierdie dag op 'n baie besondere wyse. Kom ons gaan saam bid. Baie dankie Here dat ons hierdie dag kan begin in u teenwoordigheid, u liefde, u genade, u krag en sterkte kan beleef in hierdie dag en weet dat U naby ons is om ons te seën en te versterk en deur hierdie dag te dra en vir ons krag te gee, sodat U in ons lewe in hierdie dag verheerlik mag word. Mag ons vanmôre U naam groot maak en aan U lof en heerlikheid gee. Mag ook die woorde van my mond en die oordeenking van my hart in hierdie dag U naam verheerlik. Amen. Praat met jou oor die mooie gedagte waar Jesus of waar God self praat en sê ek is die Here wat getrou bly. Ons lees in Jeremia 9 vers 23 tot 24 sê die skrif: So sê die Here, die wyse man, moenie in sy wysheid roem nie, en die soldaat nie in sy krag nie, en die ryk man ook nie in sy rykdom nie. Laat hom wat wil roem daarin roem dat hy insig het en dat hy my ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê, sê die Here. Jeremiah het gesê, in a world of superficial relationships and facts, masquerading as knowledge, die wêreld waarin ons leef vandag, waar daar baie kennis is, en ons weet hoe kennis toeneem met al die beskikbare middele wat ons het vandag. It is easy to treat God as a commodity. Kom ons op 'n plek waar ons God as 'n gebruiksartikel gebruik in ons lewe. We learn certain bits of information about him, and then we call it knowing God. Ons sit maar met fragmente van kennis oor God. Dan dink ons weet alles. But we can only worship someone we love. And we can only love someone that we truly know. Warren Wiersbe het gesê, God promises covenant blessings to those who obey him, not to those who only submit to religious ceremonies. So as jy 'n gehoorsame wees aan God, gaan God jou seën. God steur hom nie gewoonlik aan al die sogenaamde godsdienstige seremonies wat ons vir hom opdis nie. Geen hoeveelheid opvoeding, krag of rykdom. Dis die 3 dinge waaroor die wêreld vandag so begaan is en waaroor hulle roem en wat hulle aanhang, kan die seën van God waarborg. Onthou hierdie 3. Opvoeding, dis jou kennis en jou geleerdheid, of jou krag en sterkte en jou vermoëns wat jy het, of jou rykdomme. Die dinge wat die wêreld ophef, kan God se seën vandag in jou lewe waarborg nie. Want hierdie goed kan in 'n oogwink van jou lewe weggeneem word. God verlustig hom nie in 'n nasie se geleerdheid nie, ook nie hulle kennis of politieke invloed nie, hulle magtige lere wat hulle het, of selfs hulle hoë bruto nasionale produk wat hulle kan lewer nie. God steur hom nie aan hierdie ekonomiese wêreld waarin ek en jy leef nie. En hy verheug hom in 'n volk wat goedheid, geregtigheid en geregtigheid beoefen, omdat hulle die Here ken en die Here vrees. God beloof seëninge aan diegene wat hom gehoorsaam. Ja, verseker dat hom gehoorsaam, wat sy woord gehoorsaam. Wat doen wat hy van hulle verlang. Nie aan diegene wat net aan godsdienstige seremonies onderwerp is nie. Wanneer ons al die nie belangrike dinge in ons lewe kan begin neerlê en ons daarin begin roem dat ons God ken en hom dat ook gehoorsaam, dan kry ons lewe in hierdie wêreld regtig betekenis. 1 Korintiërs 1 vers 31 sê, daarom staan dit in die skrif, as iemand wil spog, laat hom dan spog oor wat die Here gedoen het. Galasiërs 6 vers 14 sê, wat my betref, ek wil nooit oor iets spog nie, behalwe oor die kruis van ons Here Jesus Christus. En omdat Christus op die kruis gesterf het, is die aantreklike ding van die wêreld vir my dood. Sonder aantrekkingskrag. En ek self is ook dood, wat die dinge in hierdie wêreld betref. So Paulus het op 'n plek gekom en hy sê, ek het gesterf vir die dinge wat in hierdie wêreld is. Dit het nie betekenis in my lewe nie. Al wat vir my betekenis het, is om Christus te ken. Hy sê, en dit is waarvoor ek ook leef. Ek leef nie daarvoor om Christus te ken. Stanley het gesê, intelligence, power
and riches all give human beings the illusion of being in control. But the illusion always comes to an end. Ons sit met illusies dat ons die wêreld in beheer het. Kom ek en jy besef vanmôre, ons het niks in beheer nie. As ons nie toelaat dat God ons in beheer kry nie, is daar nie vir ons 'n toekoms nie. And when we put our confidence in God alone, however, we find something worth our boasting. Ons kan spog net wanneer ons God regtig ken en saam met hom leef en in 'n verhouding met hom is. Die Ou Testamentiese wysleraars het gesê, kennis en insig begin met die dien van die Here. Spreuke 1 vers 7 sê, die vrees van die Here is die beginsel van kennis, sotte verag wysheid en tug. Spreuke 9 vers 10 tot 12 sê, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, kennis van die Heilige van God, dit is verstand. Want deur my word jou dae meer en word jou jare van lewe vir jou toegevoeg. As jy wys is jy wys tot jou voordeel. En as jy 'n spotter, dan moet jy dit alleen dra. Hierdie kennis van die diens aan God leer eerstens dat liefde, reg en geregtigheid teenoor jou medemens en jou trou teenoor God al is wat God van 'n mens verlang. Hosea het gesê in hoofstuk 6 vers 6, wat ek wil hê, en is God wat aan die woord is opregte liefde en nie offerandes of offerdiere nie. Ek wil liewer hê dat julle my werklik sal ken. Sien nie dit weer. In die Ou Testament was dit 'n beginsel wat God neergelê het. Ek wil hê jy moet my leer ken, sê God, eerder as jy enige ander offer vir my sal bring. In Micha 6 sê Micha, die Here het julle mos al gewys wat hy van elke mens verlang en wat ons moet doen. Wat hy van ons verlang is dat ons regverdig sal optree in hierdie wêreld. Vir mense en almal wat ons mee te doen kry, dat ons reg aan hulle sal doen en reg teenoor hulle sal optree en reg teenoor hulle sal praat en dat ons hom, God, met getrouheid sal lief hê. God soek jou getrouheid in alles in hierdie dag. Jou getrouheid in jou gee van jou gawes. Alles wat jy doen, God wil hê dat jy hom net getrou sal dien en dat jy in gehoorsaamheid aan hom sal lewe, want hy is jou God. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons die genade om so te leef, soos wat ons die skrif vandag gelees het, dat ons U sal ken bo alles. Ons self aan U toe sal vertrou in gehoorsaamheid vandag, en dat ons getrou sal word in ons optrede en alles wat ons doen. So mag die Here jou daar waar jy is in die dag seën en beskerm, mag hy vir jou goed wees, jou sy genade gee, en mag hy aan jou goed doen en jou ook sy vrede gee, sodat jy in alles die Here se naam in jou lewe kan groot maak. Amen. Die Here seën jou. Weereens baie dankie vir al die mooi offergawes wat U vir ons gegee het. Ons sê vir U baie dankie. Die Here gaan jou uitermate seën. Ons is bly dat jy steeds betrokke is. Baie dankie weereens van my, die gemeente, die hele gemeente is nie net ons kerkie, dis ons kerk, of my kerkie, dis ons almal se kerk, dis ons gemeente. Baie dankie vir jou ondersteuning. Die Here gaan jou uitermate seën in hierdie dag. Amen.